Jy kan jou Bybel oopmaak by Handelinge 27, it's Acts 27. As I could see, Handelinge, what is Handelinge? I could see the confusion, it's Acts. Dis die Engels, Acts 27, dis die tweede laaste hoofstuk van hierdie boek wat Lukas geskryf het. Handelinge 27 en ons is by die voorlaaste preek oor ons barrier breaking faith. Ons gaan lees van vers 28, so dis Matteus, Markus, Lukas, Handelinge, as jy by Timoteus, Titus, Thessalonika is, dan is jy te ver, dan moet jy bietjie terugkom. As jy weer by Maleagi is, dan moet jy weer bietjie daai kant toe gaan. Matteus, Markus, Lukas, Johannes en dan is dit Handelinge 27 vanaf vers 18 tot 26. Gaan ons uit die Bybel lees. Hierdie in my hand is 'n Engelse Bybel. Dis een van my gunsteling vertalings, gunsteling studiebybels, die ESV Study Bible. En ek wil hom gou vir Tannie Elsie gee net vir 'n oomblik. Sal Tannie net gou vashou. Hy's nogal swaar, so 2 hande. 'n paar 100 jaar terug, as 'n Engelse Bybel in jou hand gevind was, dan het hulle jou doodgemaak. Paar jaar terug, 'n hele paar, 100 jaar terug, honderde jare, as jy hierdie Bybel gehad het, dan is jy aan 'n paal vasgebind en jy is verbrand. En vandag kan ons hierdie Bybel, die Engelse Bybel en for that matter baie van die ander vertalings wat uit hom uitgekom het, vrylik kry. Van hierdie goed is selfs verniet beskikbaar op die internet. Die ESV Study Bible kan jy verniet daar kry met baie van die notas. Niemand vervolg jou nie, alhoewel dit nie in alle lande so is nie. In hierdie land is dit so. Dat ons vandag hierdie Bybels kan lees, dat dit ons kan seën, dat ons die Here se woord kan hoor, dat ons vele kommentare kan lees van ouens wat die Bybel baie goed ken en vir die Here baie goed ken, en ons kan groei, ons kan dit hê op grond van ander ouens wat 'n prys betaal het, dat ons hierdie kan hê. Daar's ten minste 2 ouens wat ek in 'n oomblik vir jou gaan noem wat gesê het, my geloof gaan verby myself gaan. My geloof gaan nie net gaan oor, is ek gered nie. Self-preservation, dit gaan verby dit gaan, en dit gaan na 'n plek toe, waar ek ander gaan seën met die geloof wat ek het. Daar is 2 ouens spesifiek wat ons kan bedank, in aanhalingstekens, hulle lewe nie meer nie, maar die een is John Wycliffe. Daar is 'n foto van hom, in Engeland gebore, 1330, teen die ouderdom van 15, 'n Oxford student, hy kry sy doktorsgraad daar, en hy het teruggedruk teen die katholieke magte van die dag, wat gesê het, die Pope is die hoof van die kerk. Hy het gesê, nee, Jesus is die hoof van die kerk. En nog iets wat hy gedoen het, hy het gesê, almal behoort 'n Engelse, daar was nie 'n Engelse Bybel in Engeland nie. Baie min dele van die Bybel was uit die Latyns en Grieks en Hebreëus vertaal na 'n verstaanbare Engels toe. Hy het gesê, almal behoort so 'n Bybel te hê wat hulle kan verstaan en lees. En hy het ook gesê, die Bybel is die oppergesag. It's the absolute authority, wat hierin staan is waar. Hierdie ou gee sy lewe aan dit, en natuurlik word hy 'n gehate persoon. Hy sterf later in daai eeu, waar hy die eerste weergawe van sy Bybel, wat hy vertaal, voltooi. 10 jaar na sy dood is een van sy disippels besig om die tweede weergawe te verfyn, en dit word dan uitgegee. Ek dink dit was 1394 word dit uitgegee. 1395. Hy sterf van natuurlike oorsake. Die volgende 100 jaar in Engeland word Bybels publiek verbrand by St. Paul's Cathedral. Al hierdie manuskripte, hierdie deeltjies van die Wycliffe Bybel word opgespoor, en as jy hom het, gee dit terug, ons verbrand dit, en selfs mense wat manuskripte van dit het, word aan 'n steek, aan 'n paal vasgemaak, lewendig verbrand, die meeste van hulle. Dis die volgende 100 jaar se storie. En dan, iewers in daai eeu word hierdie ou gebore, William Tyndale.
Hy het hierdie passie van Wycliffe gedeel en gesê, almal het nodig om 'n Bybel te hê wat hulle kan verstaan. Daar was geen Engelse Bybel nog in die verstaanbare taal in Engeland op daai stadium nie. Hy begin soek in Engeland, waar kan hy hierdie Bybels gaan druk, gaan vertaal? En hy kom agter, dit gaan nie gebeur hier nie. Hy verlaat Engeland in 1424 as ek dit nie mis het nie, 1524, vertrek hy na Duitsland toe, waar hy die Nuwe Testament vertaal. Hy kon Grieks gepraat het. Teen 1528 is hy 'n gesoeke man. Hy word gevang, 2 jaar daarna, 1538, as ek dit nie mis het nie, en hy word in die tronk gegooi. 450 dae is hy in die tronk. Hy hou nie op nie. In daai tyd ook leer hy nog Hebreëus en hy vertaal die Hebreëus. Dit kom toe vir hom makliker as die Grieks. En hy maak die hele Bybel klaar. Sy Nuwe Testament wat hy begin klaarmaak het hy begin insmokkel in Engeland. Die gretige lesers daar geniet dit so, alhoewel hulle lewens in gevaar is oor hierdie Nuwe Testament. Hy word deur 'n Engelse spy ge-expose. Hy word in gevange geneem en in 'n tronk gehou 450 dae en so sterk was sy doktrine. Soveel so het hy omgegee oor ander, nie gekyk na sy eie lewe nie, dat iemand die volgende van hom skryf, John Fox in daai Martyrs boek. Such was the power of his doctrine and the sincerity of his life that during the time of his imprisonment it is said he converted his keeper, his keeper's daughter and others of his household. 6 Oktober, daai volgende foto, hy een aangaan, 1536, word hy veroordeel, en eers word hy verwrig, deur die hangman daar agter hom, en dan word sy liggaam verbrand. Ons kom nou terug na hierdie storie toe, maar hierdie is mense, wat gesê het, my geloof, is nie net persoonlik nie, dis nie net privaat nie. Ek gaan verby my selfpreservering kyk en kyk dat my geloof verby myself gaan en ander seën. Dis die geloof waartoe ons almal geroep is. Dis waartoe Abraham geroep is en as jy die ander slides kyk, Marshall, daar is een wat die titel gee, dis net geloof wat verby homself sien, wat verby my sien en 'n seën sal wees vir ander mense. Daar's 'n ou in die Bybel wat so geleef het, sy naam is Paulus, dis waarvan ons gaan lees, Handelinge 27, en jy kan gou vir my daai foto opsit, Marshall. Ek wil net vir jou 'n bietjie sê waar ons is. Hy's aan die einde van sy lewe, redelik aan die einde. Hy word per skip vervoer op pad Rome toe, waar hy voor die keiser moet gaan verskyn en sy saak gaan stel as 'n onskuldige. Lukas, as jy die Bybel lees, is daar 'n bootrit is Lukas in. Klink so 'n bietjie soos die tipiese visserman. As daar 'n bootrit is, Lukas is daar. Daar's nog een of twee ander gevangenes of 'n paar. Daar's soldate, daar's matrose en hulle vaar hierdie roete tot daar by Krete. Dit raak bietjie moeilik. Dis nie die beste tyd om te vaar nie. Dis winter. Hulle werk baie hard en ewe skielik kom hulle agter hierdie klein eilandjie Cauda en hulle bietjie skuiling van die wind en dan sê die ouens, hoorie, ons gaan nie hier by Krete in hierdie plekke oorwinter nie. Ons gaan deurdruk, ons gaan Rome toe. En dan raak hulle boot verlore, as ek dit so kan sê. Hulle kan dit nie bestuur nie. Die son en die sterre skyn vir baie dae nie. En so hulle word verlore hier in die see en dis waar ons in die storie inkom. En ek lees vir jou vanaf vers 18. Daar's 276 mense op hierdie boot. Van daai bote was tot 31 meter lank. Hulle het nou al bietjie gestres hierso, gesien hier kom moeilikheid. Lukas is 'n ou wat die see ken en hy skryf ons van die volgende goed. Hy sê hierdie lyk nie goed vir ons nie. Ons gaan dit nie maak nie. Paulus is nog stil in die storm, alhoewel hy vir die ouens gewaarsku het en sê ons moenie nou vaar nie. En hulle vervoer 'n bietjie koring ook en van hierdie goed begin hulle oorboord gooi. Hulle bind selfs toue om die boot om te keer dat hy nie uitmekaar uitbreek nie. So jy kan half die hulpelose chaos sien. Was iemand al op 'n stormsee? Man, jy kan nie eers staan nie. As jy wil staan, moet jy aan iets vashou. En dit het vir 14 dae so aangegaan. Imagine die moegheid wat daar was. Ons kom in hier by dag 3. Vers 18.
omdat ons so geweldig deur die storm getuister is, het hulle die volgende dag begin om die skeepsvrag oorboord te gooi. Ewe skielik wat belangrik is nie meer so belangrik nie. En op die derde dag het hulle met hulle eie hande, dis Lukas wat skryf, ek sien half hoe hy daar sit en sien hoe doen die ouens dit, die skip se toerusting oorboord gegooi, dalk matrasse, dalk waarop hulle gelê het, wat dit ook al was. Die son en die sterre het vir baie dae nie geskyn nie, en die storm het ook nie in hewigheid afgeneem nie, sodat hulle alle hoop om gered te word ons ontneem is. Daar was 'n ernstige tekort aan kos. Dis nie net die storm nie, nou is daar nog aan die binnekant ook 'n probleem. Baie van hierdie reise moes dis nie 'n luxury cruise ship gewees nie. Jy moet jou eie kos bring, en nou raak die kos op. Toe het Paulus tussen hulle gaan staan. Dis snaaks dat hy stil is in die storm tot hier. Ons kom terug daartoe. Manne, julle moes na my geluister het. Dankie. Ons moes. En nie weggevaar het van Kreta af nie. Dan sou ons hierdie skade en verlies kon voorkom het. En nou roep ek julle op om moed te hou, want daar sal geen lewensverlies onder julle wees nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het 'n engel van God aan wie ek behoort en vir wie ek dien by my kom staan en gesê, moenie bang wees nie. Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. Kyk, God het in sy genade die behoud van almal wat saam met jou vaar aan jou geskenk. Daarom hou moed, manne, want ek vertrou op God dat dit net so sal gebeur soos aan my gesê is. Ons moet egter op een of ander eiland strand. Goeie nuus, slegte nuus. Ons gaan dit maak, ons gaan vinniger daar uitkom as wat jy dink, ons gaan die boot verloor. Maar hierdie vers, volgende slide, Marshall, wat sê, die son en die sterre het vir baie dae nie geskyn nie, het my so gecaptivate. Want dit was die manier hoe die seevaders van ouds genavigate het. Daar was nie 'n GPS nie, daar was nie 'n kompas nie, dit was son en die sterre. En so nou, wat vir jou altyd nog gewerk het in hierdie ewige storm, werk nie meer nie. Dis buite beheer, ek is basies 'n toeskouer in die storm. Het jy dit al gevoel? Wanneer goed so buite beheer raak om jou, dalk binne jou, dalk is dit jou gemoed, dat wat vir my nog altyd gewerk het, die pilletjies wat ek drink, die oefeninge wat ek doen daar buite, dit wil nie meer voorkom of dit werk nie. Dis asof dinge buite beheer spiraal. Dalk is dit gesondheid. Dalk is dit finansies. Tot op hede kon ons nog so half deurkom, maar die afgelope 3-4 maande is dit asof alles net buite beheer en niks wat ek doen help meer nie. Ek het al my vurk probeer ligter maak, ek het al stoue om hierdie ding gebind, niks wil meer help nie. Dalk is dit 'n huwelik, wat soos Paulus hulle begin het, ons het goed begin, maar toe kom hierdie landwind op, en hy begin ons hallo weg, verder uit mekaar uitdryf, en ons het al 'n paar goed probeer, en die ergste van alles, min mense weet dit, maar dinge is buite beheer. En die ding van so 'n storm, die ding van sulke storms wat hewig is en langdurig is die volgende. As dit aanhou, as daar nie verligting kom nie, en dit hou aan vir 'n lang tyd, dan bereik die mens, selfs Christene, want dis Lukas wat skryf, hierdie plek, alle hoop om gered te word, is ons ontneem. Man, dis die slegste plek om te wees. Dis die mees hopelooste plek, die magteloosste plek waar jy kan wees. En mense beland in storms soos die, en mense om jou dalk, beland in storms soos die, op verskillende maniere. Die matrose, die seevaders, die booteienaar, die soldate, hulle het half gekies om hier te wees. Paulus het vir hulle gesê, moenie, guys, ek was al 3 keer in 'n skipbreek gewees, trust my, hierdie lyk nie goed vir ons nie, en hulle het gesê, ons gaan, en hulle bevind hulle hier. Paulus en Lukas, hulle is half casualties, right? Hulle is gevangenes, hulle het nie gevra vir hierdie nie, maar hulle is daar. Mense reg voor jou, regs langs jou, dalk net agter jou, in hierdie kerk, kan in so 'n storm wees, en jy sal dit nie eens weet nie. Deur dit gesê wil ek jou vra,
en ek herinner myself, wees sag met mense. Jy weet nie of hierdie ou of hierdie vrou op die laaste is nie. Hoekom ons dit nie weet nie, want wat ons baie keer doen in hierdie storms, ons probeer dit ontken, ons probeer dit cover, ons probeer dit wegsteek. Man, ek moet maar net geloof weet, dit sal verander. So ek wil jou bemoedig om sag te wees met mense wat om jou is, jy weet nie in wat se storms hulle kan wees nie. Maar hope can arise. Skiep na die laaste vers van die hoofstuk en dit klink iets soos dit. En so het almal, al 276, behoue aan die land gekom. Uit daai plek van man, this is bad news. Finansies roon, huwelik roon, daar's geen uit nie, die gewoonte sonde wil nie breek nie, dis nou maar my lewe. Vanuit daai plek het die Here almal gespaar. Kyk weer vir die persoon langs jou en sê, hope can arise. En so toe ek hierdie skrif lees wat sê, en so het almal behoue gebly, toe vra ek dadelik, maar hoe? Hoe het dit gebeur dat hierdie ouens in 'n hopelose situasie aan die land aangekom het? En hier's 4 woorde, 4 sinnetjies, dat dit gaan oor een ou. Een ou se teenwoordigheid saam met hulle in daai storm. Sy naam was Paulus. Kyk vir almal om jou en weet net, ons almal is in dieselfde boot. Almal gaan sulke storms in hulle lewe beleef, of jy 'n Christen is of nie. Jy gaan storms beleef, en van hulle gaan so geweldig, so lank wees, dat mens moedeloos raak. Maar die behoud van al 275, behalwe nou Paulus, wat die ander persoon maak, het gebeur omdat hy op daai boot was. En hy het behoort aan God. Hy sê dat 'n engel langs my kom skyn, van die God aan wie ek behoort. En toe bring die engel 'n boodskap. En hierdie ou, wat aan God behoort, vat die boodskap, hy glo dit ten volle. Hy laat geen agterdeur oop vir Jesus wat dalk kan faal, of God wat dalk 'n fout kan maak, ten volle. Hy sit al sy gewig op daai boodskap, en hy trust dit. En omdat hy al sy gewig op die boodskap sit, ten volle assured is, voluit verkondig hy dit. Hy staan op tussen daai ouens, en hy sê, ouens, ek wil julle oproep, hê moed. En soos ek dit sê, dink ek soms, wat ons doen, wanneer ons hoop het, en ander mense het nie hoop om ons nie. Uit ons hoogmoed probeer ons verder ander mense afdruk. Ag nee man, ruk jouself reg. Moenie die krag, die geloof wat jy het, gebruik om mense af te druk nie, maar op te trek. Die storm doen genoeg met die afdruk. Ons is nie brekers nie, ons is bouers, sê Paulus. En ek wil jou daaraan herinner. Daar is een ou gewees wat gesê het, ek gaan selfpreservering kant toe skuif en siele se preservering vorentoe skuif. Sy naam was Paulus. En ek gaan nou daarin delf, maar ek wil vir jou herinner vanoggend dat as jou geloof verby jouself gaan en ander gaan seën, moet jy weet daar is 'n vyand van geloof wat ander seën. En daai vyand is selfpreservering. Self-preservation. Het iemand al hierdie storie gekyk? Volgende slide. Survivor. Van julle het geen idee waarvan ek praat en ek is bekommerd. Wie het dit al gesien of al gehoor van, right? En dis hierdie ding, maak nie saak wat ek like daai. Outwit, outplay, outlast. Omdat almal van ons in dieselfde boot is, almal van ons storms beleef, is die gevaar vir almal, of jy nou 'n Christen is of nie, dat ons in 'n selfpreserveringsmode gaan ingaan op daai storie. Man, dit was my altyd so interessant hoe hulle mekaar net kan verbrand. Hierdie ou steel daai ou se kos, want as ek sy kos vat, dan gaan ek langer as hy hou. Yes, dan wen ek, dan kry ek die miljoen. Ek brand sy skuiling af, dan kry hy koud en dan gaan hy môre uit wees. Whatever, solank ek immunity het, is ek fine. Dis ons gevaar as Christene. Solank ek gered is ek fine. En storms het 'n slegte manier om alle mense, omdat ons sondige is binne ons, na binne toe te draai en te sê, solank ek alright is. En jy sien dit in hierdie storie.
Ek lees dit nie vir jou nie, ek vertel jou daarvan. Iewers, alhoewel die woord van die hemel af was, ons sal lewe, probeer hierdie matrose die boot ontsnap. Daar's 'n sloep agter die boot of 'n reddingsbootjie gewees. Iewers kry hulle hom onder beheer. Hulle maak of hulle die ankers wil laat sak en skelmpies wil hulle op hierdie boot klim en wegkom. Self-preservation. Paulus, onthou dit gaan oor daai een nou, Paulus op daai boot, hy sê vir die centurio, as hulle ontsnap, kan julle nie leef nie. Wat? Hulle is ongehoorsaam? Nee, as hulle ontsnap, kan julle nie leef nie. Paulus besef, as hierdie seevaders van hierdie boot afgaan, is daar niemand wat die reins kan vat nie, is daar nie genoeg skills nie. God se woord, al is dit soewerein, los nie ons op 'n plek sonder verantwoordelikheid nie. Jy moet God se woord volg in veiligheid om daar te bereik. So Paulus oortuig die centurio oortuig die matrose, hulle bly. Later wil die soldate iets doen. Hulle sien, wel, miskien gaan ons dit maak. Wat wil hulle met die gevangenes doen? Kom ons maak hulle almal dood. Hoekom? Selfpreservering, want as hierdie ouens dit dalk maak en hulle ontsnap, my lewe, ek pas hulle op met my lewe. Dis die Romeinse wet gewees. En as hulle ontsnap, word ek doodgemaak. Jy sien, storms het 'n manier om ons na binne toe te kyk. 'n Manier om te sê, solank ek gered is ek okay. En dit is vir almal van ons noodsaaklik om te weet, as ons geloof ander gaan seën, moet ons verby selfpreservering kyk na ander siele se preservering, in plaas van net is ek gered. Sal ek okay wees? Gaan ek genoeg hê? Is hy okay? As hy sterf, gaan hy hemel toe. Is hy alright vanaand? Het hulle kos? Selfpreservering maak die seën wat God op ons sit dood, sodat dit nie vorentoe kan gaan nie. En God roep almal wat in storms van lewe is, om verby die storms te kyk, verby self te kyk en sê, Here, hoe kan ek selfs in die storm 'n seën wees vir ander? Die volgende vers sê, Marshall, jy kan een aangaan. Moenie bang wees nie, dis die boodskap van die hemel, Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. Men, die feit dat die engel vir Paulus sê, moenie bang wees nie, ek dink Paulus was ook bang. Dalk het hy begin twyfel in die beloftes van God. Dalk twyfel jy oor die beloftes van God, want as jy na alles om jou kyk, dit lyk nie of dit gaan gebeur nie. Here, jy het lankal gesê, Rome, ek moet so intoe gaan, maar dit lyk of ons hier gaan sterf. Dalk voel jy so oor jou huwelik, oor jou finansies, dalk voel jy self so oor jou lewe. Vanoggend voel ek op my hart, soos ek het voorberei om vir jou 'n woord te gee. Al voel jy dis klaar met jou, God sê vir jou vandag, hy is nie klaar met jou nie. Dis 'n woord vir iemand in hierdie gemeente vandag. Al voel jy, dis klaar met jou, die Here sê, hy is nie klaar met jou nie. Daar is nog getuienis wat jy moet nog doen. Daar's nog vertelwerk op grond van sy goedheid. Maar God skenk deur sy genade almal se behoud op hierdie boot aan Paulus. Man, hoekom? Het jy al gewonder, dis die eerste keer wat ek so diep oor hierdie vers gedink het hierdie laaste 3 weke, hoekom sal God dit doen, as hy net aan Paulus 'n belofte gemaak het en gesê, jy sal nog Rome haal? Hoekom spaar hy nie net vir Paulus, hy spring in, 'n vis sluk jou uit, ons Jona jou gou Rome toe? Nommer 1 rede, hoekom God dit doen, want dit is wie hy is. En Timotheus sê, he desires everyone to be saved. Sy hart is nie dat een in hierdie lewensboot, een in ons dorp, verwoes word deur storms en vir altyd verlore sal wees nie. Dit is nie sy hart nie. Hy verlekker nie in ons storms nie. Hy hou nie daarvan as hy sien hoe mense sterf sonder hom nie. Hy haat dit. En so bloot op grond van wie hy is, doen hy sulke goed. En die ding wat ek hieruit leer is, God verbind mense aan jou, sodat jy 'n seën sal wees vir hulle. Hulle hoor nie die boodskap van die hemel nie. Jy die boodskap van die hemel gehoor, en jou teenwoordigheid in dieselfde storm kan hulle seën. As ons net nie
preoccupied raak met ons eie storms nie. Want as ons preoccupied raak met ons eie storms, begin ons binne toe kyk. En ons vergeet van iets. Ek gaan vir jou nou sê, maar ek het gedink aan daai woord geskenk. Paulus is stil tot by vers 21 in die storm. Hy waarsku hulle, dan los hy hulle bietjie. Lukas skryf neerdalk en hy stres en hulle kyk hoe gooi die ander. Hoekom is Paulus stil tot op nou toe in die storm? Wat dink jy het hy gedoen? Het hy soos 'n Jona in sonde geslaap? Wat het hy gedoen? Wel, die Bybel sê nie vir ons nie, maar ek dink hierdie woordjie geskenk is 'n antwoord op gebed. Ek dink Paulus was biddend. Hy het niks oorboord gegooi nie. Hy het vasgestaan in geloof. Hy het gesê, Here, ek sien wat almal sien, maar wat sê U? Here, moenie net my red nie. Wat van al hierdie ander siele wat U nie ken nie? Here, ek vra dat U vir my almal sal gee. Gee vir my hierdie mense, Here. Ek sal verkondig. Ek sal vir hulle na U toe lei. Save them. Ek dink dit was 'n antwoord op gebed. Jy sien, as ons preoccupied is met die storms van ons lewe. Ek sê nie occupied nie, preoccupied, meaning alles gaan oor die storm. Alles, alle fokus, alles oor die storm. Dan vergeet jy van Nehemia 9 vers 6 wat sê, daar's iemand, sy naam is die Here, en hy hou die hele heelal in sy hand. Hy onderhou dit. Jy vergeet dit, ek vergeet dit, wanneer ons preoccupied is met ons storms. Ons vergeet van Matteus 28, toe die disipels, van 8 vers 27, Matteus 8, 27, toe die disipels Jesus in die boot kry, en die storms word stil, toe sê hulle die volgende. What sort of man is this, that even winds and sea obey him? As ons preoccupied is met ons storms, vergeet ons van die een bo die storm. En as ons vergeet van een bo die storm, dink ons net aan onsself, en ons vergeet van al die ander siele, wat in dieselfde boot as ons is, wat ook storms beleef. En my siel is veilig, en as my siel veilig is, en ek onthou hom, begin ek na die storm 'n bietjie anders toe kyk. Hy kan my liggaam doodmaak, maar my siel is veilig. Ek wonder wat van hulle. En ewe skielik skuif jou prioriteit weg van selfpreservering na sielspreservering, en jy begin uitreik. Jy begin verkondig. Jy begin soos Paulus tussen die mense gaan staan. Daar is niks soos 'n storm wat die prioriteite van ons lewens weer kan herkalibreer en belyn nie. Het jy dit al agtergekom? Wanneer goed taf gaan, as daar ewe skielik kanker in die huis is, as daar ewe skielik chaos is, al wat saak maak is die siele om jou. Jy gee nie meer om oor jou kar nie. Ek onthou 'n paar jaar terug was ons in 'n ongeluk en dit was so 'n situasie. Die stuurwiel wou nie meer lekker werk nie. Ons spin in hier rond en ek sien net, hier sit my vrou en hier sit my 1 of 2 jarige kind, so bewus van dit, maar niks werk nie. Ek so bewus, ek sê vir Marlou, niks help nie. En ons gaan af en ons rol en in daai, ek is so bewus van net 2 of 3 goed. Dis my kind, dis my vrou, dis die Here. Dis al waarvan ek bewus is. Absoluut bewus. Man, ek wou my lewe lank 'n bakkie gehad het. Man, ek het tot vandag toe nog nie ge-worry oor daai bakkie wat nie meer daar is nie. Storms het die manier om ons prioriteite weer te belyn. Dis nie altyd daar om jou te verwoes nie, maar dit het verlossing in gedagte. En so die Here bring ons baie keer terug, solank ons net nie preoccupied raak met die storms nie. Ek onthou hoe ek so fired up was vir die Here in die hospitaal. Ek onthou dit. Ek dink as jy my gesien het, sou jy vir my gelag het. Jy wat die ongeluk veroorsaak, ek vra vir hom, dude, as jy moes sterf, waartoe sou jy gaan? Nee, guaranteed hel toe. Ek sê, ja, ek stem saam, soos jy gery het, verseker. Maar ek praat met die ou oor die Here. Daar sit 'n ou daar, het 'n swysmasjien op sy voet geval. Ek is so pumped up, man. Kom ons bid sommer vir jou voet hierso. Ek bid vir hom, ek vra, hoe sit nou? Hy sê dis erger. Ek sê, okay, ons gaan definitief weer moet bid. Maar ewe skielik is die prioriteite in my lewe so duidelik. Dit gaan oor Jesus, dit gaan oor siele. En storms het die manier om dit in ons te doen. Hy het ten volle geglo en daarom het Paulus ten volle verkondig. Vers 21, Marshall,
Daar was 'n ernstige tekort aan kos, toe het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het. Thanks Paulus. Is dit nou die tyd? Het jou sussie of jou boetie of iemand al vir jou gesê, nadat jy die venster gebreek het, nadat ma of pa gesê het, moenie met die bal in die huis speel nie, in plaas van jou help, dan kom hulle daaraan. Jy moes gesê. Dis nie wat Paulus doen nie. As jou vrou vir jou so sê, nee Belinda, kom sien ons na die tyd. Paulus is nie besig om dit te doen nie. Hy is besig om kredietwaardigheid te bou. Ouens, ek het die antwoord om hier uit te kom. Julle moes vir my geluister het, hopelik hierdie keer gaan julle vir my luister, en ek staan tussen hulle, en hy deel hierdie boodskap ten volle. Het jy enige idee hoeveel geloof dit moes gevat het? Het jy enige idee? Wat as hy verkeerd is? Wat as die reddingsbootjie die antwoord was? En meeste van die ouens sterf, wie sou hulle na vinger toe gewys het? Paulus? Maar hy glo ten volle. Hy sê in fact, hy moet, want soos daai God dit gesê het, so vertrou ek, sal dit wees. Hy het al 'n bietjie geskiedenis met God. Hy was al 3 keer in 'n skipbreuk en 1 keer was hy dag en nag in die see verlore. Elke keer het God hom gered. Interessant genoeg, volgende slide. Toe hy hulle waarsku, dis aan hierdie kant, toe sê hy vir hulle, manne, ek sien dat die vaart skade en groot verlies sal meebring, nie alleen aan die vrag nie, die skip nie, maar ook aan ons eie lewens. Dis 'n paar verse terug. Hoekom sê hy dit? Hy het ervaring. Hy weet wat kom. Hy het dit al gesien gebeur. Paar verse daarna sê hy, manne, ons gaan nie meer doodgaan nie. Die Here het na my toe gekom en sê, ons gaan nie meer doodgaan nie. Weet jy wat keer ons baie keer? Om te getuig van wat God vir ons sê, dis ons eie ervarings van die verlede. Ons eie ervarings van die verlede het 'n manier om ons meer krities te maak. Weet jy wat moet ons ervarings oortref? Openbarings. Jou ervaring kan reël wees. Hy was al in soveel storms. Maar as God aan ons iets openbaar in die skrif, is die openbaring van God bo die ervaring van mens. Ons ervarings beteken nie dis hoe dit gaan uitwerk nie. Ons huwelik sukkel nou al so lank. Dit gaan nou maar vir altyd so wees in 'n egskeiding. Dis maar die ervaring. Dis wat ek sien in die statistiek. Nee. Hope can arise. My finansies, ek het sulke slegte besluite gemaak, vir altyd sal ek in verknorsing wees. In fact, ek sal my kinders in verknorsing bring, as gevolg, nee. As God vir ons iets openbaar, hy sê, ek wil vir jou seun wees, sodat jy 'n seun verander kan wees, ongeag ons ervaring, moet sy openbaring ons lei. En ek vind my baie keer in daai struggle, dat ek sukkel met dit. Want as jy 'n realist is, as jy na die feite wil kyk, gaan jy altyd sukkel om voluit geloof te hê. En omdat ons nie voluit geloof het nie, omdat ons nie voluit op dit berus, al ons chips op die Here se woord sit nie, verkondig ons dit nie. As Paulus getwyfel het in die woord van God, dink jy hy sou opgestaan het? As daar so 'n bietjie twyfel was, dan gaan ek en jy nie verkondig en getuig tussen ander mense nie, want wat as ek vir jou vertel, jou waarlik nie gaan help nie? Wat as redding nie die antwoord is nie? Wat as Jesus nie, en dan doen ek dit nie? As jy wil weet tot watter mate jy oortuig is, kyk tot watter mate jy getuig daarvan. En as ek dit sê, dan sê ek dadelik, Here, help my. Help my, groei my in my oortuiging, dat dit wat U sê, dit wat soveel mense voor gesterf het, is absoluut waar. En mag ek dit voortdurend met die mense wat in dieselfde boot as ek is deel. Hulle kom daardeur, almal maak dit, al 276. En hier is die ding, nie net die 276 word behoue gebly nie, jy weet dit dalk, hulle het op 'n ander eiland uitgespoel, waar hulle 'n tribe of mense gekry het daar wat siek was. En hy het almal op daai eiland genees. Jy sien, ek en jy dink dalk, as ons begin geloof hê, ek wil net die mense in my onmiddellike omgewing seën.
Maar wat ons nie sien nie, is wat God sien, en God sien dat hierdie seun gaan aanhou uitrimpel. En presies, soos ek en jy, Wycliffe, dit seën ons dat hulle dit gedoen het. Ek is seker, dit was nie in sy gedagte, klomp 100 jaar terug nie. Maar God het geweet, dit gaan ons seën. En so ons weet nie waar ons onselfsugtige aksies en die rimpel-effek van daai seën gaan stop nie. Moenie God ooit beperk nie. Ons gee vakansie in Kroatië. Nee, dis nie net daar nie. Daar's 'n ander ou, sy naam is Christian. Hy's besig om geseën te word. Hy's besig om die gospel te hoor. Dan is daar nog klasmaatjies. Ons weet nie. God weet. En vandag wil ek jou bloot bemoedig om verby jou storms te kyk. Dit nie te ontken nie, dis daar. But don't be preoccupied in your storm. Everyone has storms. Wees 'n seën vir ander in storms. Gaan nou daai laaste prentjie toe, Marshall, en sluit ons af met dit. Jy sien dit dalk nie, maar op hierdie skets is daar so 'n prentjie daar met woordjies daarin. En toe William Tyndale aan daai paal vasgebind is, het hy sy laaste woorde gesê, en hier is dit: With a fervent zeal and a loud voice, he cried, Lord, en dis wat in daai stukkie staan in ou Engels, so dis nie 'n spelfout nie, dis net ou Engels, Lord, open the King of England's eyes. En hy sterf. Nie lank daarna word sy gebed beantwoord. Die hoofraadgewer van die koning van Engeland en 'n ander biskop oortuig die koning om hierdie Tyndale vertaling wettig te verklaar as die offisiële Engelse Bybel. 1500 kopieë, die eerste Engelse Bybel ooit wat geprint en te koop was in Engeland, word toe geprint en versprei. Sy gebed is beantwoord, maar hy het dit nooit eers gesien nie. Daar is soveel sulke stories van seën wat hier tussen ons lê om te gebeur. As ons net verby onsself sal kyk en begin deel wat die Here met ons deel, die boodskap van die hemel begin deel. Daar is soveel sulke stories wat hier lê. En mag ons verby onsself kyk. Kom ek bid vir ons. Here, U is besig om iets in ons harte te stuur van kyk verby jouself en seën ander. Dit is the nature of the faith wat U vir ons gegee het van Abraham se dae, Here. I'll bless you to be a blessing for the families of the earth. Here, U is besig om dit in ons te doen. Here, vergewe ons, vergewe my waar ek baie keer so selfgesentreerd is en net kyk na myself. Vriende, ek weet die Here wil met ons praat oor dit. En as jy soos ek voel, man, dit is presies waar jy baie keer is. Ek kyk so na myself. Ek maak so seker dat ek alright is, dat ek ophou dien, ophou gee, ophou bekommer oor ander, want ek is oorweldig met my eie bekommernisse. Die Here wil ons oë buitentoe draai. En as dit jy is, wil jy net 'n oomblik vat en sê, Here, dit is ek. Ek is daai survivor mentality. Ek doen dit soveel keer. Self-preservation. Here, en vandag besef ek, die koste daarvan is, van my besluit, is mense om my wat verlore gaan vir altyd. Imagine, Paulus was selfgesentreerd en hou die boodskap vir homself. Hey Lukas, kom ons vir daai boot, jy kan hom bestuur, ons is weg. Daar sou lewens vir ewig verlore gewees het. Here, so help ons om buite onsself te kyk. Gebruik ons om 'n seën te wees, Here. Skryf U blessing stories in Okahanja deur U mense, deur Every Nation Okahanja. En soos ons oë toe is, wil ek vir 2 groepe mense bid, en dis die wat erge storms beleef. Nommer 1, finansiële storms, hou jou oë net toe. Nommer 2, verhoudingsstorms. Ek wil dit 'n bietjie meer oopmaak sodat jy nie exposed voel nie. But maybe you experiencing a storm like Paul and them that,
but it's a financial storm, and maybe it's a relational storm. There are some relational issues. Maybe it's a marriage, miskien is dit 'n kind, 'n geliefde, maak nie saak nie. Ek wil graag saam met jou bid vandag. So as jy in een van daai twee is, soos almal se oë toe is, wil jy nie net vir my kyk, ek wil saam met jou bid. Thanks. Dankie. Yes. Thanks. Yeah. Thanks. Ek sien jou. Thank you. Thanks. Good. So kom ons maak ons oë toe, Here. Hierdie individue sien dat ek dit sien. Here, maar ek wil ons almal herinner dat U sien. En ek wil almal wat in daai storm is herinner, storms maak God nie stom nie. Dit sny nie sy hande af nie. Sy arms is nie ewe skielik te kort om te help en sy oor is nie ewe skielik nou doof om te hoor nie. Soek hom in hierdie storm. Here, ek bid dat U 'n verligting sal bring finansiëel. Here, help elke persoon wat onder finansiële verknorsing is om die regte besluite te maak. Een besluit op 'n dag om U te eer. Here, ek bid dat U weer die son en die sterre sal laat skyn, sodat daar genoeg sal wees, nie net om te leef nie, maar om te gee, om te seën. Here, ek bid vir almal wat verhoudingsstorms beleef, wat soos 'n skuurpapier, alle hoop is afgeskuur, oor 'n lang tyd. Here, ek spreek hierdie volgende woorde oor hierdie verhoudings. Hope will arise. Here, sal U iets bewerk, sodat daar verandering kom in ons verhoudings, sodat ons nie net 'n seën vir mekaar kan wees nie, maar vir die wêreld, vir Okanja. Dit is U gedagte. Here, ek bid dat U sal vrede bring waar vrede nodig is, versoening en vergifnis. Here, sodat U naam eer kan kry. U het ons agente gemaak van versoening. Here, mag ons in dit wandel. In die naam van Jesus. En almal sê, Amen.